Baie maklik sien julle die kind op die linker oewer? Hy kinders speel nog. Hulle is lekker kleuters. En die op die regter oewer? Hulle lees al, kyk hulle het boeke in hulle hande. Maar hoe kry ons hulle veilig van die spelende wêreld van die kleuter tot die lesende kind in graad 1? Dis maklik. Dis maklik as jy jou storie ken, graad R juffrou. Want wanneer jy jou storie ken, juffrou, dan weet jy, die liggaamskaart is ongelooflik belangrik. En ons het klaar daaroor gepraat. En wanneer die liggaamskaart lekker ontwikkel, is dit onmoontlik om 'n goeie liggaamskaart te ontwikkel sonder lateraliteit. Wat beteken dit? Die bewussyn dat ek 'n linker en 'n regterkant het. En nie net dat ek 'n linker en 'n regterkant het nie, maar dat elke kant 'n naam het. Dis my linkerhand, hierdie is my regterhand. Ek weet nie hoekom leer ouers nie vir hulle babas wanneer hulle aantrek net so neffens buitekant placenta uitgekom het na geboorte. Hierdie is nie 'n hand nie, my liefie. Hierdie is jou linkerhand, want as hulle van die begin af leer van my linkerhand en my regterhand, en dan as hulle in graad R kom, ken hulle lankal van hulle linkerhand en hulle regterhand. En hulle lateraliteit is al vir 6 jaar gevestig. Hulle weet my lyf het twee kante, 'n linkerkant en 'n regterkant. En wanneer ek weet ek het 'n linkerkant en 'n regterkant, dan vestig ek 'n middellyn in die middel. En eers as ek 'n gevestigde middellyn het, dan moet ek daai ding begin kruis. Want anders gaan ek soos iemand wat sy regterarm en been gelyk beweeg en linkerarm en been gelyk beweeg. As jy vir hulle sê kruis oor, sit jou regter elmboog op jou linkerknie en dan maar kom regop en dan jou linker elmboog op jou regterknie. Daai kinders wat dit nie reg kry in jou klas of by jou huis nie, want as jy sê kruis oor jou middellyn met daai elmboog in die knie, draai daai romp van jou. En hulle hou aan om die linker elmboog op die linkerknie en die regter elmboog op die regterknie te sit. Dan is hulle nog nie besig met middelynkruising nie en dan is hulle nog baie ver van lees af. So wanneer 'n kind hulle middellyn kan kruis omdat hulle so lekker klim en klouter en speel en musiek en drama en dans op 'n weeklikse as dit nie 'n daglikse basis is nie. Jy kan nie soveel beweeg sonder om spiertonus te ontwikkel nie. En as jy jou spiertonus ontwikkel, dan is dit mos nou onmoontlik want hoe beweeg jy daai groot lyfie van hulle? Is aanvanklik baie klein, maar hy word al hoe groter en hoe meer hulle beweeg, hoe beter is die verhouding tussen 'n kind se spiertonus en die grootte van hulle lyfie. Maar as hulle lyf vinniger groot word as wat hulle spiere sterk word, dan wil hulle net lê voor die TV. Dan is dit vir hulle baie moeilik om te klim en te klouter en saam met die ander kinders te speel. En dan wil hulle liewer legkaart hou, juffrou, prentjie teken juffrou en jy dink wat 'n leergierige kind. Jy moet mooi kyk, want miskien is daai kind nie so leergierig nie as wat daai kind se spiertonus swak is. En as 'n kind se spiertonus swak is, weet jy, hierdie kind gaan 'n probleem hê met konsentrasie. Hulle gaan probleme met tempo van werksvoltooiing, hulle gaan verseker sukkel met konsentrasie want as die lyf moeg word, dan gaan hulle ophou werk. Ons wil dit glad nie. So voorskools moet hulle spelenderwys leer en so terwyl hulle spiere sterker maak, beweeg hulle in die ruimte en hulle leer van gaan op teen die glyplank gly af. Draai na links, draai na regs as jy op die rondomtalie is. Swaai vorentoe en agtertoe en so beleef hulle al die verskillende rigtings wat hulle later gaan moet toepas wanneer hulle gaan begin skryf. So ruimtelike oriëntasie is ontsettend belangrik. En met die baie beweeg, julle sien, voorskoolse kinders moet baie beweeg. Ek gaan nou nie sê hulle moet hiperaktief wees nie, maar hulle moet definitief baie aktief wees voorskool, sodat hulle genoeg beweeg het om 'n sterk genoeg lyfie te hê om liggaamsbeheer en impulsbeheer te kan uitoefen. Want met al die baie beweging ontwikkel ek koördinasie en ritme. Geen kind kan lees sonder koördinasie en ritme nie. Eers groot spiere en dan klein spiere. So,
Nou het 'n kind se vestibulêre stelsel ontwikkel. Julle sien, liggaamsspeel, lateraliteit, middellyn-kruising, spiertonus, ruimtelike oriëntasie, koördinasie en ritme, rigting en volgorde. Dit ontwikkel nie in graad R nie. Dit vat meer as 3 jaar. 3 jaar om die kind op die plek te kry. Kyk mooi, wat is die volgende trapklip? Auditiewe en visuele persepsie. Dit begin nie in graad R ontwikkel nie. Dit begin lankal ontwikkel. Maar hoe beter die kind se vestibulêre stelsel ontwikkel is, hoe groter is hulle kans om auditiewe en visuele persepsie vaardighede te ontwikkel. Ek wil julle baie graag verwys na 'n boek wat ongelukkig net in Engels beskikbaar is. Dis Gravity, A Missing Link in Child Development. As jy regtig wil verstaan, hoe's die kap, wat's die kap van die byl? Hier agter die hele ons benadering tot die leesprogram is 100% neurowetenskap gedrewe, 100%. En daarom moet jy verstaan dat die kind se hele lyf moet ontwikkel. En vir al hulle vestibulêre stelsel, dit kan net met beweging ontwikkel. En dan kan die kind stil genoeg sit vir lank genoeg, sodat hulle ordentlik begin fokus met daai gepaarde sintuie. Hulle daai gepaarde sintuie, die 2 ore en die 2 oë. Ja, nou begin hulle auditiewe persepsie ontwikkel. In ander woorde, hulle kan klanke onderskei. Hulle kan hoor wanneer is dit 'n k en wanneer is dit 'n t. Ja, hulle moet dit kan hoor. En dis hoekom dit auditiewe persepsie voor visuele persepsie is. Ons doen werkboek op werkboek om visuele persepsie te ontwikkel, maar ons doen bitter min aan auditiewe persepsie. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. So auditiewe en visuele persepsie, woordeskat en taal, daar is 'n magtige sprong in woordeskat en taal wanneer die auditiewe en visuele persepsie lekker in plek is. So ons begin nie woordeskat en taal in graad R ontwikkel nie, maar daar's 'n enorme sprong. En wat is ons volgende trapklip? Daar is nie 'n trapklip nie. Ons is gereed om te leer, om te lees en skryf. So verstaan julle, die agtergrond, die onderbou tot die Mindbou se lees gereedmakingsprogram. Die onderbou is 'n proses wat jare vat om te ontwikkel. Die program wat ontwikkel is, die leesgereedmakingsprogram, is met al hierdie kennis in gedagte, is die lesse ontwikkel, nagevors en ontwikkel, sodat ons stelselmatig elkeen van daai voorvaardighede ontwikkel. Miskien was dit nie voor graad R ontwikkel nie, maar dan moet ons dit in graad R opvang. Maar die oomblik as ons probeer om oor die voorvaardighede te spring en ons wil nou net vir hierdie kind leer lees, want jy weet, die kinders sukkel so met lees, ons net meer leer lees. Nee, ons kan nie dekodeer, want een van die vaardighede, van die baie elementêre vaardighede van lees is klank, sensitiwiteit vir klank, fonologiese bewussyn. 'n Kind se auditiewe persepsie moet absoluut in plek wees. Die kind moet woordeskat hê. As die kind nie die taal kan verstaan en praat nie, op 'n verbale vlak, hoe in die dagtes lewe vir ons vir daai kind 'n taal wat hulle nie kan verstaan en praat nie, leer skryf en lees, want weet julle dat lees is om te luister mooi. Lees is om te luister, wat het iemand anders klaar geskryf? Ja? Hoe weet jy wat staan nou op die skerm? Jy kyk en jy kan kyk, maar as hierdie woorde nie vir jou klank by het, met ander woorde, jy hoor nie in jou kop, is leesgereedmakingsprogram 'n skryfprogram? As jy daai klank nie kan hoor nie, hoe wil jy in jou lewe leer om te lees? Want lees is om te luister, wat het iemand anders klaar op papier of op 'n skerm geskryf? Wat is skryf dan? Skryf is om te leer om klank te vat. Hoe het ons dit nou gesê? Is om klank te vat. Wat maak ons met hierdie program? Ons vat klank en wat maak ons? Ons verwerk hom. Ons skep hom
Klank in wat? In simbole wat ons eers skryf en dan lees. So as jy wil, kan jy sê Mindful se leesgereedmakingsprogram is 'n skryfprogram. Jy sal heeltemal reg wees. Want ja, die fynmetodiese ontwikkeling is ongelooflik belangrik. Maar dit gaan vir ons minder oor die fynmetodiese ontwikkeling. Dis 'n gegewe.